al begin pak vir skool? Het jy al jou goed gekry wat jy nodig het vir skool? As ek julle is, begin ek sommer vroegtydig om alles reg te kry. Ek is al die hele dag besig om goed te soek. Ek weet nie waar die voeltjies is nie. Ek het nie 'n dooie woord van hulle gehoor nie. Ek is op soek na my bril, ek kry nie lekker gelees nie. Ja, alles is sommer net deur mekaar vanoggend. En toe besluit ek om so 'n bietjie stil te raak en net 'n bietjie stil te sit en alles by mekaar te kry. En dit laat my toe nou sommer dink aan vandag se les. Hou julle van reëls? Ja, ek weet reëls is nie so maklik nie en ons hou daarvan om ons eie reëls te maak. Op pad hiernatoe hou daar 'n bussie reg voor my stil en hy begin sommer mense aflaai. En dit terwyl die robot groen is. En hier sit ek agter hom en ek wag dat hy moet beweeg sodat ek kan verbykom. En daar slaan die robot rooi en ek moet wag vir die robot om verander. En wat maak hy? Hy ry oor die rooi robot. So asof die rooi robot 'n ander reël is as wat ek volg. Nou, in die Bybel is daar ook 'n klomp reëls. En weet julle, al klink dit nie so nie en al voel dit nie so nie, is reëls eintlik daar om dit vir almal makliker te maak en om dit vir almal veilig te maak. Ja, net soos hierdie klomp COVID reëls wat ons het. Nou dit laat my sommer dink aan Surf Up. Het julle al daardie videoetjie gekyk? Ek het so 'n stukkie uit Surf Up vir julle uitgehaal. Hold it steady. This is a dream come true. This is a dream come true. Here to be here with Z, doing this. And it's koa wood, which all the best boards are made from koa wood. All right, now, I drew this pattern as a guide. Now, do you want to have your board with a lot of rocker or just a little? I don't know. I guess I'd like... What you want is something in between. Trust me, I'm the expert here, okay? Okay. So, here are your shaping tools. Now, remember, the board's already inside there, see, somewhere. And what you're doing is you're trying to find it. I'll reveal it. Okay. Right? Okay. All right. Every carve counts. Why are you smiling? Don't smile. I'm not smiling. I'm just, I'm excited. This isn't like hacking a piece of ice. It takes patience and finesse. All right already. I'm trying. Can you just give me the tools, please? Sheesh. All right, here, take it. Okay. Go ahead. Thank you. Here we go. What are you doing? Look, if you're going to do it, you do it right. All right, look, first of all, with the grain. With the grain. You see what I'm doing here? You let the tool do the work, you see? Just like you're riding a wave. You let the wave do the work. You don't fight the wave. You can't fight these big waves, Code. Long strokes. Loads of finesse. Find the board within the tree. Nice and easy. Yeah, I got it. See that? You just... Maybe I could do it now, okay? With the... Can I do it now? Can I do it now? Yeah, like that. Got carried away. Sorry about that. It's your board. My board. Okay, with the grain. I got it. Don't forget to eyeball it. I got it. Once in a while. Okay, long strokes with the grain. Not too long. Here we go. You're doing it wrong. Will you Cody. just let me? I can't. No finesse when you're in my face. Okay? Just let me make the board. Do you want my help? No, I don't want your help. I don't want your help. Oh, you don't want my help? I don't want your help. Oh. Okay? All right, fine. I just want to make my board. Build the board yourself, man, all right? Thank Fine. you. Thank you. I don't care what the board looks like. You're the one who's got to ride the game. Fine. Thank you. It's in there somewhere. Go find I want it. to walk over there, please. Please. Don't cut yourself. En in hierdie stukkie video is Big Z besig om vir Cody te probeer leer
hoe om 'n goeie branderplank te maak. Maar Cody is nie lus om te luister nie, hy wil sy eie ding doen. En op die ou einde werk sy branderplank glad nie, en hy ry hom in stukke op die rotse. As hy maar net van die begin af vir Big Z geluister het, sou dit vir hom soveel makliker gewees het. Nou as julle die hele storie wil sien, gaan kyk weer daardie video. Maar vandag wil ek met julle gesels oor iemand in die Bybel wat wel die reëls nagekom het. Hy het God se pad gekies, al was sy pad vir hom soveel lekkerder, of het dit vir hom soveel lekkerder gelyk om te volg. Vandag wil ek bietjie met julle gesels oor Filippus, maar kom ons begin by die begin. Jesus word gekruisig en sy disippels is baie bang, maar hulle wag in spanning om te sien wat gebeur. En dan word Jesus opgewek uit die dode uit. Hy spandeer nog so 'n bietjie tyd met al sy disippels en dan vaar hy op hemel toe. En wat gebeur? Die disippels bly daar, want Jesus het gesê, moet nêrens gaan nie, bly net hier, want ek stuur die Heilige Gees na julle toe. Die Heilige Gees kom oor sy disippels. Hulle begin links en regs vir almal wat hulle sien en almal wat wil weet, vertel van Jesus. En waar dit net hulle paar disippels was, is daar skielik honderde duisende mense wat van Jesus wil weet en van hom meer wil leer. In een dag kom daar sommer oor die 3000 mans tot bekering. En dit gaan net lekker in Jerusalem. Al die disippels is bymekaar, maar dan gebeur daar 'n vreeslike ding. Skielik is dit nie meer lekker in Jerusalem nie. Julle sien, hulle het gedink, dit is nou die plek om te wees. Ons gaan hier in Jerusalem vir almal vertel van Jesus. Maar God het ander planne gehad. Hy het 'n ander pad gehad vir hulle. Stefanus word met klippe doodgegooi. Skielik is die disippels so bang, dat elkeen in sy eie rigting vlug. En hulle versprei deur die hele land. En oral waar hulle kom, vertel hulle van Jesus. Nou Filippus, hy het ook gevlug. En hy begin preek in Samaria. Nou toe hy in Samaria begin preek het, was daar 'n paar mense wat aan die begin vir hom kom luister het. Maar sommer binnekort, toe is daar sommer hope en hope mense wat na hom toe kom om te hoor wat hy te sê het. En Filippus dink, maar dis wat God wil hê ek moet doen. Ek geniet dit so, want al die mense kom van oral, sommer van die plase af, en van die pad af, as hulle hoor ek is hier en ek weet iets van Jesus, dan kom hulle sodat ek hulle moet vertel. Maar weet julle wat? Dit was nie God se pad, wat hy wou gehad het, Filippus moet gaan nie. Hy het 'n ander pad in gedagte gehad. En terwyl Filippus nog so besig is om daar in Samaria te gesels met die mense en vir hulle van Jesus te vertel, stuur God 'n engel en hy gesels met Filippus en hy sê, Filippus, ek dink dis tyd dat jy moet gaan. Ek het vir jou 'n ander pad uitgewerk en ek het vir jou ander werk wat jy moet doen. Ek wil hê jy moet die pad vat hieroor, verby Jerusalem. Ja, ek weet jy is bang, ek weet jy het gevlug by Jerusalem, maar ek wil hê jy moet die pad vat, want ek het vir jou daar werk. En Filippus sê, goed, ek sal maak soos wat God wil hê ek moet doen. En hy vat die pad. Hy weet nie waarheen nie, hy weet nie hoe dit daar gaan wees nie, hy weet nie wat gaan kom nie. Maar hy is gehoorsaam aan God en hy vat die pad. En terwyl hy so op pad is, weet julle wat gebeur toe? Hy sien, hier kom 'n baie belangrike persoon verby. Hy ry een van daai fancy karre, né? Daai wat moet die mooi perde gesleep word. En hy sien daar agter sit, op hierdie fancy wa wat verbykom, sit daar 'n Ethiopiër. Nou 'n Ethiopiër was nie 'n Jood nie.
Hy sien daar sit iemand en hierdie ou sit en lees op hierdie water terwyl hy verbygaan. En al die mense maak pad dat hierdie grand wa kan verbykom. En terwyl Filippus nog so staan en kyk vir hierdie wa wat verbykom, hoor hy God praat met hom weer. En God sê vir hom, Filippus, gaan loop langs daardie wa. En Filippus druk so tussen die mense deur, tot hy by die wa se wiele kan kom, en hy begin al langs hierdie wa stap. En hy hoor, hierdie Ethiopiër is besig om hardop uit die Bybel uit te lees. Nou dis nie die Bybel soos wat ons hom vandag ken nie, dit was nog net 'n boek van die Ou Testament waarmee hy besig was. En hy begin met hierdie ou gesels. Hy sê vir hom, verstaan jy wat jy lees? En hierdie ou kyk hom so en hy sê, maar hoe moet ek hierdie moeilike boek verstaan, as niemand dit vir my verduidelik nie? En hy sê vir hom, kan ek dit vir jou verduidelik? En net daar laat hierdie Ethiopiër, hierdie wa van hom stop. Hy sê vir sy drywer, wow, stop die lorry, ek bedoel die wa. En daar stop die wa, in die middel van die straat. En hy sê vir Filippus, kom klim asseblief hier agter by my op. En sit hier, en dan verduidelik jy vir my die boek. Of is jy dalk haastig? Filippus sê vir hom, nee, ek is nie haastig nie. God het gesê ek moet hier wees, en ek maak tyd om hier te wees, as God sê dis waar ek moet wees. En so ry Filippus saam met hierdie Ethiopiër, en hy verduidelik vir hom van Jesus, en hoe Jesus in die Ou Testament alreeds beskryf is, van wat met hom sal gebeur. En terwyl hulle so ry, kyk die Ethiopiër so kant toe, en hy sien, maar hier is 'n rivier vol water, en hy sê vir Filippus, maar daar is water, hoekom kan ek nie gedoop word nie? En hulle stop die wa daar in die middel van nêrens. En Filippus en die Ethiopiër klim van die wa af. En hulle gaan in die rivier in, en Filippus doop hierdie Ethiopiër. En die Ethiopiër het sy lewe daardie dag vir Jesus gegee. En as gevolg van dit, is dit nie net die mense in Samaria wat tot bekering gekom het nie, maar hierdie Ethiopiër wat 'n baie belangrike persoon is, gaan vertel vir 'n klomp mense en 'n klomp van sy volksgenote van Jesus. En so word Jesus se goeie nuus sommer verder vertel. Nou ja, julle, 'n mens kan 'n paar interessante dinge uit hierdie storie van die Filippus en die Ethiopiër leer. Die eerste ding wat ek geleer het uit hierdie storie is, as jy ingeprop is by God, of ingeplak is by God, dan weet jy wat hy wil hê jy moet doen. En dan sal jy hom volg, al is dit nie die pad wat jy vir jouself uitgewerk het nie. 'n ander ding is, dat hoe meer 'n mens ingeplak is by God, en hoe meer jy hom volg, hoe nader kom jy aan hom, en hoe meer raak jy soos wat God is. En dis tog wat ons almal wil hê. Ons wil almal nader aan God kom, en ons wil almal meer en meer, elke dag, soos Jesus lewe. Nou kinders, ek wil hê dat hierdie week wat kom, julle sommer hierdie verhaal van die Ethiopiër in julle Bybels gaan lees. Dit staan in Handelinge, en ek wil hê dat as jy daardie stukkie gelees het in Handelinge, dat jy daaroor sal dink, en dat jy God sal vra om jou te help om op sy pad te bly, en naby aan hom te bly. Kom ons bid saam. Dankie Here, dat ons vanoggend weer sommer net kon hoor van hoe U ons wil op U pad hou. Hoe U wil hê dat ons dinge vir U moet doen. En dat ons nie ons pad nie, maar U pad sal kies. Seën elke een van ons in hierdie week, en help ons om gehoorsaam te wees aan U wil en nie ons wil nie. In Jesus naam. Amen. Skus julle, ek lees so lekker uit Genesis uit, dat ek skoon vergeet, dis tyd om te begin. Hoe gaan dit met julle almal?
Het julle 'n lekker week gehad? Ja, dit reën so lekker daar buite dat ons sommer baie tyd het om 'n bietjie Bybel te lees, né? Nou ja, ek wonder of julle vir my nog laasweek se memoriseervers kan opsê. Sê hom 'n bietjie, laat ek kan hoor. Baie mooi, daar's 'n paar wat hom mooi geleer het. Nou hierdie week het ons weer 'n baie oulike memoriseervers. En hy kom uit Psalms uit. Daar staan geskrywe: Hoe kan 'n jong mens reg lewe? Deur te lewe volgens u woord. Ja, dis reg. As jy volgens God se Bybel plan vir jou lewe, dan lewe jy reg. Is nie so maklik nie, maar ons moet almal daaraan probeer, né? Nou ja, kom ons sê hom weer. Hoe kan 'n jong mens reg lewe? Deur te lewe volgens u woord. Psalm 119 vers 9. Nou ja, julle ouens, hierdie week het ons uit Genesis gelees. Ek kan nie wag om met Exodus te begin nie. Ek het soveel nuwe goed in Genesis raak gelees wat ek al vergeet en nie geweet het nie. Ek hoop julle geniet dit net so baie. Lekker lees hierdie week. Lief vir julle. Bye. Maat, ek hoop julle het lekker gekuier saam met ons vandag. Maar voordat ons afsluit, wil ons sê baie geluk aan elkeen wat verjaar het hierdie week. Ons bid dat dit 'n mooi jaar met baie seën uit Jesus se hand uit sal wees. Ek hoop julle het dit geniet om uit Genesis uit te lees verlede week. Hierdie week kan jy en jou gesin enige deel uit die Bybelboek Exodus uitlees. En dan moet julle onthou van ons geheime kode, LSSL. Gaan like ons video op YouTube, subscribe op ons videokanaal, share die video vir jou maats en gaan kyk onder die links. Daar's 'n nuwe videoklip opgelaai. Ons bid dat julle 'n wonderlike week sal hê. Geniet die laaste deel van vakansie. Tata!